Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Waar ook al jy jouself mag bevind op hierdie oomblik in die wêreld. Ek wil vir jou sê van harte welkom. Dankie dat jy saamreis. Ons is met die pastorale briewe besig en dan jy's ook dan nou 1 Timoteus. Ons by hoofstuk 3 aangekom. Tot op Here het ons gesien dat Paulus vir Timoteus herinner om die goeie stryd te stry, herinner hom aan die evangelie, aan die wet, aan wat waar is. Paulus het gewys hoe dit effek gehad op sy lewe en hy vir Timoteus sê om daar in Efese te bly. Hierdie gemeente en gemeenskap wat nodig het om die evangelie te hoor in sy suiwere vorm en Timoteus het die verantwoordelikheid daarvoor. Paulus het in hoofstuk 2 vir Timoteus herinner dat hierdie gemeente waarvan hy die leier is, 'n bindende gemeente moet wees. Dat hulle vir almal moet bid, maar in die besonder ook dan vir die regeerders, sodat hulle 'n lewe kan leef wat rustig is en natuurlik om die verskil te maak wat hulle moet maak. Paulus het vir hom gesê, maar God se hart is vir almal. So daarom moet jy bid dat jy moet vir almal intree, want God wil hê dat almal gered moet word. En dan fokus Paulus op die individue, hy fokus op die mans en op die vroue, en uiteindelik sê hy vir Timoteus, onthou, hulle moet 'n eerbare lewe leef, 'n lewe wat sigbaar word in hulle dade. Vir die vroue moenie fokus op wat julle aantrek en wat julle dra nie, maar eerder op hoe julle leef, en vir die mans, moenie vassit met twis nie, maar wees eerbare man, so albei kom terug by 'n eerbare lewe. Nou in hoofstuk 3, gaan Paulus die volgende baie dringende tema neersit, en dit is die leierskapstrukture van die kerk, en ek en jy moet dit altyd onthou, dat wanneer ons die briewe lees, dat dit bitter naby aan die hemelvaart is, wat dit op skrif gestel word. So die kerk is eintlik in sy babaskoene, die beweging ontplof, dit tref die wêreld, en daarom is daar strukture nodig, om ook hierdie beweging, soos wat hy groei en groei en groei, op koers te hou, en op by die waarheid te hou, en by die ware evangelie te hou, en seker te maak dat die waarheid oorgedra word. En dit is ook by wyse van 'n strukture genaamd 'n ouderling, 'n presbyteros, en 'n diaken, 'n diakonos, wat ons ook vandag van gaan lees. Kom ons bid dat die Here ons ook help om daarop te fokus vandag. Here Jesus, ons almal het 'n prentjie oor ouderlinge en diakens, en vir van ons kom dit uit ons kinderdae uit, van ons was in die ouderlingbanke en in die diakenbanke, of is dalk tans daar. Dankie dat u woord vir ons help, om ook die strukture wat gegee is vir die kerk te waardeer. En Here, nie daarna te kyk, ook met die dringendheid wat Paulus vir Timoteus beskryf, wat nodig was vir die kerk in Efese, maar ook vir die eerste gemeentes van daai tyd. Dankie vir die woord, Heilige Gees, kom lei ons asseblief ook nou, in Jesus se naam bid ek dit, amen. 1 Timoteus 3, die opskrif, die ouderlinge van die gemeente, dit is 'n waar woord, en ek en jy het mos nou al 'n paar keer dit gesien by Paulus, wat hy vir Timoteus sê, maar dis betroubaar, en dis waar, en jy moet hieraan vashou, so, dis 'n waar woord. As iemand graag ouderling wil wees, begeer hy 'n voortreffelike werk. Nou hierdie woord presbyteros, het in die samelewing beteken, dis iemand wat erkenning gekry het deur ander, dat hy 'n verantwoordelike persoon is, dat hy 'n oorsigter is. So dit sou iemand wees wat in 'n konstruksietoneel die leier is, die opsigter, die oorsigter, hy wat gekyk het en seker gemaak dat alles gedoen moet word wat gedoen moes word. Kyk, as jy in Efese gaan stap, dan sien jy 'n stad wat vanuit die ruïnes opgebou is, en ek kan myself uit indink hoe dit moes wees, toe die gimnasiums gebou is, en die biblioteek van Celsus gebou is, en die markplein, die Agora gebou is, en hoe dit sou wees toe hulle die amfitheater gebou het, nee. So daar was verseker presbyteros nodig gewees, om oorsigtelik te kyk na dit wat nodig is, om die verantwoordelikheid te vat vir die bouwerk. Nou in die kerk, in die eklesia, wat die beskrywing is van 'n gemeente, 'n beweging van mense, was daar ouderlinge gewees, en Paulus sê dit is 'n waar woord, want sien, dit was algemeen in die gemeenskap ook so, dat as jy 'n presbyteros sou wees, beteken dit anders op 'n bepaalde manier na jou kyk, jy vat 'n bepaalde plek van verantwoordelikheid, en in 'n wêreld van eer en skaamte, was dit verseker 'n voortreffelike werk. Maar om 'n presbyter te wees, beteken natuurlik ook dat daar oë van kritiek op jou sou wees. Mense wat jou baie streng sou dophou, jou optrede sou dophou, sou evalueer, daaroor sou praat. En Paulus sê, dit is so. Jy begeer 'n voortreffelike werk. En dan beskryf hy 'n ouderling. Nou,
In die wêreld van Efese sou 'n ouderling se werk, as jy nou dink in terme van 'n opsigter binne 'n konstruksietoneel, sou dit iemand moes wees, 'n oorsigter, sou dit iemand moes wees wat bekwaam sou wees, wat sou weet hoe die werk moes wees, wat 'n plan sou kon lees, wat die wiskunde sou kon doen, wat mense sou kon bestuur. So jy sou op al daai vaardighede moes fokus en wou fokus, nie waar nie? Maar in die kerk is dit wat regtig belangrik is, toe nou nie die vaardighede nie, maar iets anders. En Paulus help ons om te sien dat karakter is alles wat tel. Kyk mooi, vers 2, 'n ouderling, 'n oorsiener, moet onberispelik wees, getrou aan sy vrou, nugter, verstandig, beskaaf, gasvry en bekwaam om te onderrig. In hoofstuk 1 het ek en jy 'n sondelys gesien. Wat Paulus sê hoorie, maar die Here se mense is anders. Nou, die teendeel daarvan wys Paulus wat gebeur binne in die hart van iemand wat 'n leier in die gemeenskap is, 'n leier in die gemeente is. Hulle karakter is een wat edel is, een wat gewyd is aan die Here, wat toegewy aan die Here leef. Iemand wat bekwaam is om te leer, ekskuus tog. Dit beteken is iemand wat geleer is en nou kan leer. Maar kyk al hierdie mooi woorde, getrou aan sy vrou. Wat beteken dit? Dat iemand is wat sy reinheid in die gemeenskap uitleef. So hy's nie ontrou wat in Efese 'n algemene gebruik of optrede sou wees in die wêreld van die aanbidding van die afgode. Waar al daai tempels was, waar daar drankmisbruik was, waar daar seksuele wanpraktyke was. Dit was oor die algemeen so. Nou sê Paulus, maar God se gemeenskap, hierdie gemeente lyk anders. So hy's getrou aan sy vrou. Gaan kyk 'n bietjie wat sê Hebreërs 13 vers 4 oor die huwelik en dat dit deur almal in die gemeenskap, natuurlik in die gemeente, eerbaar gehou moet word. So hy's getrou aan sy vrou, so hy's rein. Hy's nugter. Ons gaan net nou sien hoe belangrik hierdie is. Hy's verstandig, so hy's helder denkend, beskaaf in woord en optrede, gasvry. So hy het 'n oop hart en hierdie woord gasvryheid is so 'n belangrike deel van die eerste kerk, van die gemeenskap. Selfs vandag nog word gasvryheid nie net as 'n bediening in die gemeente nie, maar benadering tot die gemeenskap so hoog op aangeslaan en waardeer. Want ons moet gasvrye mense wees. Oop harte, oop deure. Soos iemand het een keer beskryf het, moenie hoër mure bou nie, maar bou liewer langer tafels, sodat ander kan aansit. Dis waar die woord hospitality vandaan kom. En hospitality wat natuurlik gelei het tot die hospitals vir die gemeenskap. So die gemeenskap word genooi om te deel aan die gasvryheid. Bekwaam om te onderrig. En dan vanaf die wat hy moet wees, na wat hy nie moet wees nie. Vers 3, hy moenie aan drank verslaaf of 'n risiemaker wees nie, maar inskikkelik, vredelievend en nie geldgierig. So as jy dalk notas daar by jou het, wil jy nie net hierdie twee reëls teenoor mekaar gaan merk nie. Kyk mooi, wat moet hy nie wees nie? Hy moenie verslaaf wees aan drank nie, hy moenie 'n risiemaker wees nie. En daai twee se fokus op self. Iemand wat verslaaf is baie selfsugtig. Om aan drank verslaaf te wees sou baie maklik gebeur het in Efese. Saam met die tempelprostitusie en die drankmisbruik en al die seksuele wanpraktyke wat daar was, sou dit die manier van lewe wees. Ek bedoel, Bacchus sou geëer kon word ook daardeur. Maar nou, 'n gelowige, 'n presbyteros, is nie verslaaf aan drank nie, en hy's nie 'n risiemaker nie. So hy maak nie moeilikheid nie, hy stook nie kwaad nie. Inteendeel, wat moet hy wees? En die volgende reël sien ons die fokus op ander. Inskikkelik, so jy neem ander in ag. Vredelievend, iemand wat regtig lief is vir die vrede. Iemand wat verhoudings herstel eerder as afbreek. En nie geldgierig nie. Nou interessant, as ek en jy gaan kyk na dit wat daartoe lei dat leiers val, dan sal dit hierdie reël wees wat ontbreek in mense se lewens. Mense wat nie inskikkelik is nie, maar selfgerig. Mense wat nie vredelievend is nie, maar eerder so op die selfgerig is dat hulle nie omgee oor wat ander dink nie, behalwe wat mense van hulle dink. So hulle beskerm hulle eie beeld en poets dit voor almal, en hulle is mal oor geld. So hulle preek 'n boodskap wat gekoppel is aan geld vir hulle self. En dit lei tot 'n val. En Paulus sê, God se mense lyk nie so nie. Jesus se mense lyk nie so nie.
Hier is hoe ons hulle kan merk. Hier is die karaktermerke, saam met die vorige vers hiermee saam. En kyk mooi hoe vat hy dit weer na die huis toe. As ek in jy hoofstuk 2 gaan kyk, bring hy dit terug na die huis toe, die nukleus. En weer eens vir jou en my, die fokus op die huisgesin, huisgeloof as jy wil, die karaktervorming, geloofsvorming wat by die huis moet gebeur. Hy moet sy eie huisgesin goed kan beheer en in alle opsigte op waardige wyse gesag oor sy kinders uitoefen. Natuurlik was daar 'n sisteem in die antieke wêreld waarin die man die hoof van die huis is, wat vir sy huis voorsien, wat nie net fisies vir hulle voorsien nie, maar wat dit vir hulle veilig maak. Nou sê Paulus, maar hy het 'n ander deel ook, nee, hy moet hulle toerus. Hy moet hulle bekwaam maak vir die lewe. En kyk gerus wat wanneer hy vir die gemeente in Efese self skryf, wat in Efesiërs 6 sê oor die verhouding tussen ouers en kinders. En die tug en die vermaning, maar dat ouers nie so moet optree en pa nie so moet optree oor die kinders, dat hulle opstandig word nie. So Paulus sê dus, as jy in die openbaar geken wil word, as 'n leier in hierdie gemeente, as jy voortreffelike werk wil hê, is die belangrikste merker wat jy eerstens moet merk, bo alles, is hoe tree jy by die huis op. Hoe tree jy teenoor die mense wat saam met jou leef op? Want sien, die eerste getuie wat dan nodig is om gegee te word oor iemand se bekwaamheid vir 'n bepaalde diens binne in die kerk, moet die huislede wees. Wat natuurlik vir jou en my 'n baie belangrike ding is om aan te dink, nie waar nie? Wat sê my huisgesin? Wat sê die lede van my huisgesin oor my wandel met die Here? En dink hulle, dit is gepas dat ek daar sou optree, dat ander daar na my sou luister. Hy moet gesag oor sy kinders uitoefen, wat beteken dat hy moet sy gesag ook, sy rol daarin ook inneem. Immers, as iemand nie weet om sy eie huisgesin te beheer nie, hoe kan hy dan sorg vir die gemeente van God? Hoe kan hy dit op hom neem? Dis die belangrike toets. Vers 6, hy moet ook nie iemand wees wat maar onlangs tot geloof gekom het nie. So iemand kan verwaand word en in die oordeel kom waarin die duiwel hom laat beland. Om verwant te word is nie 'n karaktermerker van 'n volgeling van Jesus nie. En as jy net tot geloof kom, kan dit jou so baie maklik iemand maak wat 'n rusiemaker word. Iemand wat met ander mense wil argumenteer. Want jy die vuur wat brand hier binne in jou. Jy het tot nuwe hoop en nuwe geloof gekom. Nou wil jy ander mense oortuig. Daar's 'n persoon op YouTube wat in 'n rockband was. Sy naam is Brian Head Welsh. Jy sal hom kan gaan soek en jy sal na sy stories kan gaan kyk. En aanvanklik toe Brian tot geloof gekom het hy, en ek wil, as jy na hom kyk, hy het al die tekens van 'n rockster, het hy baie aggressief eintlik gepraat oor die evangelie. So half as om te sê, jy beter tot geloof kom, tipe benadering. En later in sy wandel met die Here het hy agtergekom dat dit nie eintlik is wie hy wil wees nie. Hy wil nie hierdie militante vegter wees nie. Hy wil oor Jesus praat, wat gemaak het dat hulle hom verkeerd aangehaal het en gesê dat hy eintlik sy geloof verloor het. Maar hy het nie. Hy het net geleer om met meer wysheid en kalmte en rustigheid te kan praat oor die evangelie. Sien, wanneer jy net tot geloof kom, het jy nie al die karaktermerkers van Jesus al ingeoefen nie. Het jy dit nog nie aangeleer nie, as jy eintlik nog die ou jy met 'n nuwe jy binne in jou. En die nuwe jy moet die ou jy leer hoe hierdie nuwe lewe sal lyk en hoe dit ingeoefen moet word. Daarom kan jy nie vir iemand wat net tot geloof gekom het, hierdie belangrike plek binne in die kerk as 'n oudste gee nie. As 'n presbyteros gee nie. Nee, so 'n persoon moet nog groei in hulle geloof. Hulle moet nog leer wat diensbaarheid en gasvryheid en vredelewendheid en dis meer eers by hulle huise en dan ook in die gemeenskap is. So Paulus, wanneer hy sê dat hy in die oordeel sal kom, wat die duiwel hom laat beland, beteken dat hy sal val vir versoeking, nee? En daarom kan jy nie so 'n persoon kies nie. Vers 7, ook by die mense buite die gemeente moet hy as 'n goeie man bekend staan, sodat daar nie praatjies vir hom ontstaan en hy in 'n struik van die duiwel val nie, weer eens die struik. En kyk mooi wat sy toets, kan jy hoor wat Paulus sê? Jy kies nie 'n ouderling in 'n gemeente net bloot omdat dit iemand is wat beskikbaar is nie. Ons sit in 'n kring en dan sê, okay, wie gaan ons nou kies? En dan kies ons nou maar vir daai persoon, want dit is iemand wat 'n bietjie tyd nou het nie. Nee, daar's baie besondere karaktermerkers. Een, die persoon se eie persoonlike wandel.
dit wat ons van die persoon raak sien. Dan 2, hoe daai persoon by die huis optree, en dit wat die huis daaroor sê. En 3, hoe is hierdie persoon in die gemeenskap bekend? Wat dus beteken dat vir Paulus is die gelowige se optrede in die gemeenskap so belangrik, want dit gaan natuurlik vir die gemeenskap 'n verwysing wees van wie Jesus is, wat die Here van die kerk is. Sien jy hoe belangrik is dit? En dan as ons nou sou vra, hoe het hulle gehoor van wat van die mense gesê word in die gemeenskap? Wel, daar gaan gesprekke wees, en jy sal jou voet op die grond moet hê. So dikwels het ek al gehoor van in die wêreld daar buite. Wel, die kerk is in die wêreld daar buite. En daarom moet ons in die wêreld daar buite hoor wat aangaan en wat oor mense gesê word, sodat wanneer ons hulle kies, dit mense van integriteit is, wat waardig is, ook van die rol en die plek van 'n oudste binne-in die gemeente, van 'n ouderling, 'n oorsiener, nie waar nie? Iemand wat geloofwaardig is. En dan 'n tweede rol wat in die kerk genoem word deur Paulus, is die rol van diaken. En hy praat oor die diakens, diakonos beteken om te dien. Vers 8, net so moet die diakens ook manne van goeie karakter wees. So karakter weer eens eerste. Hulle moenie uit 2 monde praat nie, en nie aan drank verslaaf of op oneerlike winsbejag uitwees nie. Sien jy weer dat drank en geld weer by mekaar gesit word? Dit is heel duidelik dat in Efese was dit 'n uitdaging, maar dit is vandag nog. Drank en geld, oudstes drank en geld. Maar net voor dit, noem hy dit moenie iemand wees met 'n dubbelslagtigheid in hulle tong nie, né? 'n forked tongue. Want natuurlik 'n gesplete tong is die slang, en die slang is die duiwel. So as jy 'n diaken het, moet dit iemand wees wat die waarheid praat, maar hoekom ook weer eens die fokus op nie op drank verslaaf wees nie, want dit sal iemand wees wat in die besoeke van mense en in die aanspreek van nood, hulle werklik hulle diensbaarheid sal kon uitleef met 'n nugtere stem, nugtere wese en nugter in die situasie. Ons sien ook daar in Handelinge 6, wanneer 7 diakens gekies word hulle toegewy aan die weduwee, so daarom moes hulle nugter wees, nie waar nie? En dan die heel uitdaging op winsbejag. Ons sien, wanneer diakens nood moes aanspreek, sou hulle natuurlik die fondse van die gemeente moes aanwend. En as hulle gefokus was op winsbejag, sou hulle eie sakke kon laai. En daarom het jy iemand nodig gehad met integriteit, wat nie op winsbejag gefokus was nie, want hulle moes menslike nood aanspreek. Hulle moet in alle opregtheid aan die geopenbaarde waarheid van die geloof vashou. Geopenbaarde waarheid beteken voorheen was dit 'n misterie. Ons sien Paulus se beskrywing van hierdie mysterion wat sigbaar word ook vir die gemeente in Kolosse, wanneer hy noem dat Jesus is die openbaring. So die hele evangelie, die fokus op Christus, is die geopenbaarde waarheid, dat hulle hieraan vashou en aan die geloof. So die evangelie eerste. So evangelie, toewyding, karakter en sekere dinge wat hulle nie moet doen nie. Dan kan jy 'n diakonos wees. Vooraf moet ondersoek ingestel word na hulle geskiktheid, en as niemand beswaar teen hulle aanbring nie, kan hulle as diakens dien. So net soos met die ouderlinge, hier met die diakens, maak seker deur middel van gesprekke. Net so moet vroue ook van die goeie karakter wees. Nie skinder nie, nugter en in alle betroubaarheid. En alles betroubaar. Nou hier is die interessante. Daar word gepraat van die diakens en dan skielik net so die vroue. So praat Paulus hier van die vroue van die diakens? Wel, dit is moontlik, as jy dit sou sê in die lyn van huisgeloof en by die huis optree. Ouderlinge praat hy van hoe hulle moet wees en hoe hulle dan by die huise moet wees. As Paulus daai selfde lyn volg, dan sou jy kon sê, ja wel, hy het nou gepraat oor die diakens se karakter en nou by die huis en daarom moet hulle huismense ook so wees. Of praat hy dalk van vroue diakens? Met 'n besondere fokus op hoe die vroue diakens sou moes optree in die gemeenskap. Wel, daar was vroue diakens gewees ten tye hiervan. Hulle het gedien, né? So dis moontlik dat dit na een of ander of beide sou kon verwys. Wel belangrik is dat hy sê dat hierdie vroue moenie mense wees wat skinder nie, dat hulle ook nugter moet wees en dan ook die belangrike en alles betroubaar. 'n Diaken moet aan sy vrou getrou wees en sy kinders en sy eie huisgesin goed beheer. So die diaken en sy vrou, en in die lyn daarvan, die vorige fokus op die diaken, mans, en nou weer op diaken, mans, plaas die vroue deel hier in die middel, as heel moontlik 'n beskrywing van die gesin,
maar jy sou 'n argument ook kon sit en sê, nee, hy fokus juis nou op vroue diakens, hoe dit ook al sê, vers 13, die wat as diaken goed gedien het, verwerf hulle self 'n eervolle plek in die gemeente, en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. Hier is die mooi hiervan. Hy begin oor ouderling en hy sê dis 'n voortreffelike werk. En dan vat hy dit deur, ouderling in die openbaar, ouderlinge by die huis, diakens in die openbaar, diakens by die huis, en hy eindig weer met voortreffelike werk. Dis asof dit die inklusio is, die omarming is van sy fokus. Hoe kan ons voortreffelik wees in hierdie gemeenskap? Deur by die huis, en die openbaar, en in die gemeente, eerbaar te leef, nie verslaaf aan drank nie, nie geldgierig nie, gefokus op die Here, mense met karakter. Dit is hoe die leierskap binne die kerk geken moet word, en moet wees ook deur die gemeenskap. Paulus skuif dan weer na die evangelie toe. Hierdie evangelie wat hy in hoofstuk 1 mee begin het, wat hy in hoofstuk 2 herhaal het, word in hoofstuk 3 weer 'n tema. Ek skryf hierdie dinge aan jou, hoewel ek hoop om gou na jou toe te kom. Hoofstuk 1 vers 3 sien ons, Paulus skryf vanuit Macedonië, so hy het hierdie verlange, maar as dit nie kan gebeur nie, en Paulus het al soveel keer in sy lewe gesien, hoe hy hierdie verlange het, dan gaan dit nie gebeur nie. So hy skryf daarom, en hy sit dit op skrif. In geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Wat 'n mooi beskrywing van die gemeente, dat hulle huisgesin is. Prof. Jan van der Walt praat van die piktografiese teologie van Johannes, dat Johannes vir ons 'n beeld gee, 'n beeld van die huisgesin van God. Maar Paulus neem dit hier ook verder. Hy praat van 'n huisgesin, die pater familias, die vader van die familie, die vader, wat sy seun gegee het, sodat ons lede van hierdie gesin kan word, né? En as daar 'n huisgesin is en God is die vader, dan moet die huisgesin leer by die vader, hoe ons in die gemeenskap moet optree. Want in die wêreld van die Bybel, sou die huisgesin die eer van die vader in alles wat hulle gedoen het, verdedig en bevorder het, ook dus in hulle openbare optrede. So as ons die vorige twee rolle sou hier inbring, is ons gesien dat eerbare lewe, 'n gasvrye lewe, 'n lewe gerig na buite en na ander, waarvoor mense ook bid, is kenmerke, is merkers van die huisgesin van God. Dit is die gemeente van die lewende God, die eklesia. En hoekom die woord lewende, wat dit so mooi maak is, as die gemeente in Efese hierdie sou lees, sou hulle om hulle kon kyk en al hierdie dooie tempels sien, al hierdie dooie standbeelde ter verering van Domitianus en al die ander, van Artemis, Diana en dies meer. Jy sou dit alles daar kon sien. Alles dood. Maar die lewende God, die ewige God, is die een wat die vader van die familie is, en aan wie hierdie eklesia, hierdie gemeente behoort. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En wat is die waarheid? Dis die evangelie, die goeie nuus, die geopenbaarde waarheid. En dit staan bo alle teenspraak, dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdienst groot is, en dan 'n pragtige doxologie, 'n eerbekentenis van Paulus. Hoor net mooi, hoe beskryf Paulus dit, en dit is iets vir jou en my, om te lees en te leer, om te ken, om dit aan te kan haal, en hoe klink so, as mens, het Jesus in die wêreld gekom, so dis sy menswording, deur die Gees is bevestig, dat die reg aan sy kant is, so jy sou daarin kon sê, van sy doop, tot die verheerliking op die berg, tot die opstanding uit die dood, was die Gees teenwoordig, die reg is aan sy kant, so, hy is die een wat kan oordeel, hy is die regter, die reg is aan sy kant, en die Gees het dit bevestig, so weer eens die vader van die familie, die menswording en die Gees, die drie eenheid ook daarin, nee. Aan die engele het hy verskyn, so dit is waarskynlik dan ook sy hemelvaart, aan die heidennasies is hy verkondig, wat deur die kerk moet gebeur, die na buite gerigtheid, en die hele wêreld is hy geglo, wat op hierdie oomblik vir Paulus waar is, want die evangelie het versprei tot in wat hulle verstaan het as die eindpunte van die antieke wêreld, en in die heerlikheid is hy opgeneem, so sy plek van heerlikheid op die troon, Openbaring 4, Openbaring 5, veral Openbaring 5, beskryf Jesus is die Here, die openbare waarheid. Hierdie mens, gebore in Nasaret, is die koning van die konings en die Here van die Here. So sien jy net in hierdie een vers, beskryf Paulus die hele evangelie, die geopenbaarde waarheid, en dit sê Paulus is wat die kerk mee moet besig wees.
Wees gefokus op hierdie evangelie, op hierdie waarheid, op hoe die hele Bybel hierna wys wie Jesus is. En kyk hoe hierdie waarheid ook uitspeel in die lewens, in die gemeenskap en die leierskap van die kerk. Daarom moet Timoteus dit onthou en so daaraan vashou. Dankie Here, dat ons vandag nie kan kyk na die rol van ouderling en van diaken in die gemeenskap. Dankie vir hulle wat as oudstes, oorsieners, toesighouers as jy wil, verantwoordelikheid vat vir gemeentes, manne, vroue wat bid en wat dien en wat leef, vir gemeentes wat in die gemeenskap aktief is, manne en vroue wat met integriteit leef, wat hulle huwelike oppas, wat toegewy by die huis is. Here, dit is ook so dat u kerk is 'n bruid met seerplekke, 'n bruid waarin daar foute gemaak is. En dan mag van ons hier wees wat sê, maar wat doen ek nou as ek nie hierdie karaktermerkers, hierdie identiteitmerkers van die kerk, as ek dit nie reg gekry het nie, as ek verkeerde keuses gemaak het. Dankie dat daar vergifnis in Christus is, dat dit juist deel is van die geopenbaarde waarheid. Maar mag ons as u volgelinge dit ook ernstig opneem, soos Paulus dit ook vir Timoteus ernstig sê, dat dit dringend is, dat dit waar is. Mag ons dit so ernstig opneem, Here, dat ons ook ons optrede in die gemeenskap van hier af verder ook deur hierdie lens beskou en opnuut ons verantwoordelikheid aanvaar. Ons bely, Here, waar ons dit nie reg gekry het nie, en ons kies om dit reg te gaan doen, deur die krag van die Gees, tot eer en verheerliking van die opgestane Here, terwyl ons behoort aan die Vader van die familie. In Jesus se naam. Amen. Ek hoop jy het 'n baie mooi dag. Sien jou volgende keer.